Vandag wil ek met jou praat oor geroep vir 'n lewe van geloof. Geroep vir 'n lewe van geloof. Nou as ons praat oor geloof, ek dink as ek nou vir jou sê geloof, die woord geloof, waaraan dink jy as ek vir jou sê geloof? Ek dink baie mense sal eerstens sê, geloof is om te glo in God, né? Dis om te erken dat God bestaan. Dis waar, dis geloof. Geloof sal party van julle dan sê, natuurlik is geloof om te glo in Jesus. Dit beteken ek erken, Jesus is die seun van God en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dit betaal en alleenlik dit betaal die prys vir sonde. So ons glo in dit en ons aanvaar dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En daai is alles waar en dis die beginpunt en dis die belangrike, crucial beginpunt vir my om gered te wees. Maar dan is daar meer, dan is daar iets soos 'n lewe van geloof. En wat is dit? 'n Lewe van geloof beteken ek het 'n erkenning dat God 'n plan het met my lewe. God het 'n plan met my lewe, hy het 'n wil vir my lewe. Hy wil iets belangrik doen in hierdie seisoen van my lewe. En ek moet dit ontdek en ek moet dit uitleef. Ek is geroep vir 'n lewe van geloof. Om God se wil vir hierdie seisoen van my lewe te ontdek en dit uit te leef. Ek wonder of jy weet wat God se plan vir jou lewe is. Ek wonder of jy besig is met sy wil vir jou lewe in hierdie seisoen. Baie keer as mense oor dit praat en jy sê daai tipe van dinge, dan voel baie Christene skuldig. Want dis dadelik 'n ding wat hulle sê, o Jesus, ek moenie vir my kyk nie, ek weet nie wat God se plan vir my lewe nie. Ek het dit nog nie uitgefigure nie. Ek weet nie wat is God se wil vir hierdie seisoen van my lewe nie. Ek weet ook nie wat is daai ding wat hy wil hê ek moet doen nie. Of ek weet nie waarheen hy wil hê ek moet gaan nie. Nou as dit jy is, dan wil ek vandag vir jou sê, haal diep asem, laat sakkie weight van jou skouers af. Vandag wil ek met jou praat en ek wil hê jy moet oop wees vir 'n heeltemal 'n ander perspektief oor hoe jy God se wil vir jou lewe ontdek en dan natuurlik saam met hom uitleef. En ons gaan na Psalm 32 toe. As jy jou Bybel hier het, dan kan jy saam met my oopmaak by Psalm 32. Jy kan maar vir ons die ligter daar aansit. Baie dankie. Psalm 32. Ons gaan kyk na 3 verse, vers 8 tot 10. 8, 9 en 10. As jy nie jou Bybel hier het nie, dan kan jy saam met my volg op die skerm. Hier sê die Here basies vir ons hoe hy ons lei na dit wat hy in elke seisoen in ons lewe wil doen. Het julle hom, as julle gereed? Het julle penne en julle highlighters? OK. So hy sê in vers 8, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Hoe beautiful is dit? Hy gaan dan aan en sê, moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil. Wie weet wat's 'n muil? Dis 'n donkie. Okay? Wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Moenie so wees nie. Dan sê hy, die goddelose het baie smarte. Maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Jy kan maar dan daai volgende slide opsit wat al 3 op het, dankie. So ek wil hierdeur gaan, hierdie is so special, die Here sê vir ons so belangrike ding, hy gee vir ons 'n groot belofte. En ek dink dit gaan daai issue met om nie te weet wat God se plan is en wat is sy wil vir my lewe om dalk perspektief by jou te shift. En die eerste groot ding wat jy hierin moet sien is, as God praat oor sy wil en sy plan vir ons lewe, dan moet mens dadelik sien in hierdie gedeelte dat hy sê, ek wil jou onderrig, ek wil jou die pad leer, ek wil jou raad gee, ek wil my oog op jou hou. Met ander woorde, sy wil gaan nie oor 'n antwoord nie. Dit gaan oor 'n avontuur saam met hom. Dink oor dit. Dit gaan nie oor 'n spesifieke antwoord nie, dit gaan oor 'n avontuur saam met hom. Ek dink baie mense se issue met God se wil is, hulle dink daaraan as 'n antwoord. Hulle dink, daar moet die Here vir my wys, terwyl ek Bybel lees, moet daar
iets uitstaan wat my laat besef of iewers moet daar 'n openbaring wees, die Heilige Gees moet 'n gedagte by my laat opkom so sterk dat ek weet hier's die iets wat ek moet doen of hier's die iewers waar ek moet gaan. Dit gaan oor iets of iewers. Ek moet iets doen, ek moet iewers gaan, ek moet 'n spesifieke werk doen, ek moet na 'n spesifieke kerk of 'n spesifieke land toe gaan en daar moet ek 'n spesifieke bediening doen en ek wag vir dit en dit het nog nie gebeur nie of die engel het nog nie aan my verskyn nie. Mense wag vir so groot antwoord en dan gebeur 'n tragiese ding want daai kom nie. En dan wanneer dit nie kom nie, dan gaan mense net aan met hulle lewe. En hulle lewe sonder God in die vlees, hulle leef op hulle eie insig, in hulle eie krag leef hulle kyk maar wat sê die wêreld, hoe moet mense suksesvol wees en gaan op die wêreld se wysheid en hulle glo daar's 'n wil, hulle glo God het 'n plan vir hulle lewe, maar omdat hulle nog nie die antwoord gekry het nie, is amper soos die een vir wie jy wag om mee te trou. Omdat die antwoord nog nie gekom het nie, nou gaan ek maar aan met my lewe en ek hoop en ek hoop en ek hoop. Eendag in die kerk gaan die Here my so oor die kop klap en vir my sê, luister, hier's wat ek wil hê jy moet doen. Of 'n engel gaan in my kamer en my verskyn en ek gaan weet dat ek weet, hier's die groot ding, hier's die antwoord, hier's wat God wil hê ek moet doen. En daai kom nooit. En dan leef hulle daaglikse lewe, die gewone lewe, sonder die Here. Kan ek vandag vir jou sê, dat die gewone lewe is waarop die Here sy oog wil hou. Die gewone lewe is waar jy jou wil ontmoet. Dis waarin hy jou wil onderrig. Dis waar hy jou wil leer, want vir die Here is jou gemoed is vir hom belangrik. Jou karakter is vir hom belangrik, jou verhoudings is vir hom belangrik, jou werk is vir hom belangrik, jou finansies is vir hom belangrik, jou gesondheid, is ons gesondheid vir die Here belangrik? Jou gesondheid is vir die Here belangrik. So alles wat vir hom belangrik is, hy wil sy oog op dit hou en stap vir stap wil hy jou onderrig. Hy sê ek wil jou leer die pad wat jy moet gaan. En dan wil ek my oog op jou, met ander woorde, ek wil saam met jou journey. Ek wil hierdie pad saam met jou stap. Dis 'n avontuur. So dit gaan nie oor inligting nie. Dis nie die Here gee vir my gou inligting nie. Dis meer soos ek kom by die gym en ek gaan na 'n trainer toe. Ek sê vir hy, het julle 'n personal trainer? Sê, yes, okay. Ek wil 'n personal trainer hê. Ek wil hy moet my op 'n journey vat. Hoe moet ek eet? Hoe moet ek oefen? En ek ontmoet daai trainer en hy wys my en hy stap die pad saam met my. So nooi die Here my uit en hy sê kom. Ek wil jou op 'n journey vat. En ek wil jou onderrig, en ek wil jou leer, en ek wil jou lei. Moenie wag vir een groot antwoord nie, want daai gaan 10-10-1 nie kom nie. En as so iets dalk kom, dan gebeur dit een keer in 'n ou se lewe. Kom ons sê 'n pastoor sê, man, ek het gesit in die kerk, en toe daai liedjie speel, want ons het al sulke stories gehoor, né? Toe weet ek net dat ek weet, die Here sê vir my, ek moet gaan na daai plek toe. Great. En nou toe jy op daai plek is, van daai oomblik in die kerk af, vir die volgende 30 jaar, het jy elke dag sulke moments gehad? Het jy elke week in die kerk sulke moments gehad? Nee. So het die Here met jou gepraat 30 jaar terug en toe nooit weer nie. Nou gaan jy maar dit aan in jou eie krag. Dit moenie so wees nie, familie. So ons kan nie wag vir groot moments nie. As ek dink aan God se wil en hoe hy dit aan my wil openbaar, moet ek baie kleiner is heeltemal die verkeerde woord. Ek wil amper sê ons moet baie meer gewoon dink. Baie meer gewoon dink. Want die gewone lewe is die heilige lewe. Dis daar waar jy by jou huis is. Dis vir God belangrik. Hy hou sy oog op dit. Dis daar waar jy by die werk is en hoe jy werk toe gaan en hoe jy met mense werk. Die Here hou sy oog op dit. Dis vir hom belangrik. En as jy in al daai goed dit na die Here toe bring en met hom praat daaroor, dan gaan hy met jou terugpraat daaroor. Dan gaan hy jou deur sy woord begin onderrig en jou leer en die Heilige Gees gaan vir jou sekere gedagtes opbring en op jou hart druk, soos jy lewe in die gewone lewe en dis hoe die Here oor 'n tydperk jou lewe verander. En dit mag dalk nie miraculous voel elke dag nie, maar as jy terugkyk oor 'n paar maande en jy sien, yes, ek het by die Here gesit en ek het met die Here gepraat oor elke deeltjie van my lewe, dan gaan jy sien hoe die Here jou gevorm het, van waar jy begin het om 'n pad met hom te stap tot hier.
Maar as jy stap van die begin van die jaar af tot nou en jy het net gewag vir 'n groot antwoord en omdat die groot antwoord nie gekom het nie, weet jy wat het 10-10-1 gebeur? Jy voel soos daai persoon in daai foto. En jy sit dalk in die kerk, maar jy's nie so passionate meer oor die kerk nie, en jy weet jy moet Bybel lees, maar jy's nie meer so passionate oor die Bybel nie, want elke keer as jy dit doen, wat gebeur nie? Jy kry nie die antwoord nie, en jy wag vir die antwoord. En kan ek vandag vir jou sê om dit neer te lê, en om net na die Here toe te kom, en as jy by hom sit, praat met hom net oor die gewone lewe. En dan miskien gaan jy baie duideliker hoor wat hy vir jou wil sê. En jy gaan sien wat hy vir jou wil wys, en jy gaan weet wat hy wil hê jy moet doen. Die Here sê, ek wil saam met jou die pad stap, ek wil jou leer. Dan sê hy in vers 9, moenie onverstandig wees soos 'n dier nie. Moenie so wees nie, wanneer ek jou wil lei, moenie hardkoppig wees nie, moenie net jou eie ding wil doen nie, né? Ek dink die Here sê hier, 'n mens is 'n moeilike ding om te lei. En dit klink nou funny, van julle wat in besigheid betrokke is, en julle wat ouers is, né, en kinders, wie het almal kinders hierso? Stem julle saam met my, 'n mens is 'n moeilike ding om te lei. Hoekom? Want 'n mens kan 'n donkie wees. Dit is wat die Here sê, jy kan partykeer is julle soos donkies. Julle het die gees van 'n donkie, julle wil net julle eie ding doen. Jy wil net gaan waar jy gaan, jy wil net doen wat jy wil. Jy luister nie vir my nie. Ek wil jou lei, daai goed waarmee jy besig is. Ek wil nie net met my kom praat wanneer daar moeilikheid is nie. Ek wil jou lei, ek wil saam met die pad stap, maar jy het nou 'n gees van 'n donkie. Jy wil net doen wat jy wil. As mens dink aan hierdie issue van om die hele tyd te soek vir die antwoord, hierdie eenmalige groot ding wat die Here vir my moet wys en vir my moet sê, dit het baie te doen met beheer. Want ek sê basies nou vir die Here, ek bid gou hier, ek is gou weer vandag in die kerk, gee gou vir my die antwoord asseblief. En wat vra ek baie mense van hom? Hulle bid dit, hulle soek na sy wil, maar eintlik agter hulle motief nou in daai gebed is, vir baie Christene is, gee gou vir my die antwoord, ek gaan hom vat, en dan gaan ek nou vir die volgende paar maande weer nie kerk toe kom nie, weer nie Bybel lees nie, want nou het ek mos wat ek moet doen, en nou gaan doen ek dit net, by myself. En dan as ek weer in die muur vashardloop, Here, en ek val my tande uit, dan gaan ek weer terugkom, en vir u vra, Here, help my asseblief gou weer, sê gou vir my, wat is die groot antwoord dat ek hierdie fix, en dat ek weer kry wat ek moet doen, en op 'n plek van purpose kan kom in my lewe. Dis wat die Here sê, moenie dit doen nie. Dis nie wat ek vir jou wil hê nie. En is weer daai ding wat ons in die begin van die jaar oor gepraat het, beheer versus bestuur. Is jy die CEO van jou lewe, of besef jy jy's net 'n bestuurder? Nee, as jy sê, ek is in beheer van my lewe, as jy probeer beheer, dan het jy nie nodig om enige iemand anders te raadpleeg nie. Want jy is mos die CEO, jy kan mos die besluite maak, né? Maar as jy sê ek is 'n bestuurder, en as iemand anders wat die eienaar is van hierdie business wat ek my lewe neem, wat moet 'n bestuurder doen? Jy kan nie net doen wat hy wil nie. Hy's 'n rentmeester vir daai eienaar, so hy moet gereeld na die eienaar toe gaan en sê, hier's terugvoer, hier's hoe die goederes werk, hier's waarmee ek besig is dit reg, moet ek veranderings maak, en jy kry raad by die eienaar oor wat jy volgende moet doen, né? En hy onderrig jou, hy leer jou, hy lei jou, en saam is mens op die journey, en ek dink baie mense dink hulle is in beheer van hulle lewe, hulle is eienaar van hulle lewe, dit moenie so wees nie. Ons is net bestuurders. Hy is die eienaar van hierdie hele ding. En ek dink vir baie mense is dit hierdie ding van ervaring is die beste leraar. Ek dink veral jong mense is so, né? Dis maar wat rebellie is. Ek gaan nou soos 'n donkie wees, ek gaan in die lewe, reg of verkeerd, goed of sleg, ek wil alles ervaar, want op die einde van die dag, gaan ek mos lesse leer. En ek sal mos nou maar sien, wat is reg en wat verkeerd. So laat my kop stand, laat ek net ervaar. En wat die Here hier vir ons sê is, moenie soos 'n donkie wees nie. Moenie jou eie pad stap nie, want wat gaan gebeur is, jy gaan jou kop stamp, waar jy nie hoef dit te gedoen het nie. Jy gaan seer kry, jy gaan ander mense seer maak, en dit hoef nie so te wees nie. Jy hoef nie net uit jou eie foute te leer nie. Stap die pad saam met my. Ek wil met jou praat, ek wil jou wys, ek wil jou leer, en weet jy waar gebeur dit? In die klein moments van die lewe. In elke dingetjie van jou lewe, as ek vir jou sê, maak vir my gou 'n lys
Vat 'n A4 papier, skryf vir my gou 'n lys van alles wat vir jou belangrik is en alles waarmee jy besig is in die daaglikse lewe, elke dag. En jy gaan vir my 'n redelike lys gee en ek sal vir jou terug sê, hier's waaroor God met jou wil praat. Daar's geen ander groot antwoord wat die Here vir jou wil sê, stop hierdie en gaan Indië toe en gaan doen iets met my daar nie. Want 10-1, as jy nie geleer het om dit te doen in daai lys nie, gaan jy nie weet hoe om dit te doen in Indië nie. So as jy daai lys moet maak, vat dit na die Here toe. En sê vir hom, Here, kom leer my in elkeen van hierdie goed, kom wys my wat moet my gesindheid wees, waaraan moet ek werk? In my karakter, waaraan moet ek werk? Wat wil u doen deur my? As dit kom by ander mense wat ver is van u, miskien is jy in 'n company en dinge daar is woes en mense dien nie die Here nie en praat lelik. As Christene, ons het Vrydag aand by die jeug, praat ons oor ons moet sout wees. En ek sê vir hulle, ons moenie so suiker wees nie. Met ander woorde, ons moenie net saam met die wêreld gaan nie, né? Die Here sê ook nie in die woord ons moet peper wees nie. So ons moenie net mense as hulle verkeerd doen, dan is ons peper. Ons laat net vir hulle, ons roer hulle, want ons is nou beter as hulle. Nee, ons moenie peper wees, ons moenie suiker wees nie. Ons moet wat wees? Sout. Wat doen sout? Sout in hulle tyd het goed, daar was nie yskaste en vrieskaste nie, so hulle het vleis en vrugte, groente, alles met sout, het hulle gepreserveer, né? Het hulle vars gehou. En dis wat die Here vir ons probeer sê, oral waar daar vrot is en waar goed begin vrot word in die wêreld, gaan soontoe en maak 'n verskil, maar dit vat wysheid. Dit vat gebed, dit vat dat Here daai persoon by die werk wat my so irriteer, ek wil vir hulle om die nek vat. Ek wil hulle net weg hê, ek wil hulle nie meer sien nie, ek wil nie saam met hulle werk nie. Here, laat hulle net. Okay, ons jeug is in die huis. Lekker. Vat hulle net weg by die company of doen iets, maar ek wil nie meer met daai mense te doen kry nie. Dis net daar wat die Here baie keer vir jou sê, hier's die doring in jou vlees. En ek wil hê jy moet sout wees. En dit vat onderrig, dit vat leiding, en baie keer dan is ons soos 'n donkie. En ons wil nie, en ons wil net ons eie ding doen, en ons verregverdig onsself, nou, jy hoor hoe vloek hulle, en hoor hoe praat, dit en dat, en ek doen nie dit, en ons kan onsself baie self-righteous hou. Maar as jy na die Nuwe Testament toe gaan, dan sien mens, maar die Here roep ons vir sulke mense. Die Here roep ons om sout te wees. En dis moeilik, dit vat iets van ons. En as jy nie 'n pad saam met die Here stap nie, en hy onderrig jou nie, en hy leer jou nie, en hy lei jou nie, en jy's nie die hele tyd besig met die eienaar nie, dan gaan jy dit nooit kan doen nie. Inteendeel, jy gaan so droog maak. Jy gaan baie mense dalk van die Here al wegjaag. Waar hy wou gehad het, jy moes connect, jy moes engage, jy moes 'n voordeel stel, jy moet lig wees, jy moet sout wees. Het is moeilik om 'n Christen te wees. En wat ek daarby sê is, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het die eienaar nodig, al die pad. 2 beautiful skrifte waarmee ek wil afsluit, een is Handelinge 17, wat ook hierdie proses so mooi beskryf. Hy sê dit so, God het mense gemaak, om wat te doen, om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Maar hy is nie ver van enigeen van ons af nie. Al sou ons moet rondtas. Hoekom is dit dat ons baie keer so rondtas? Want ons soek vir hierdie een diep ding. As ek nou môreoggend gaan sit en Bybel lees, dan gaan die Here, as die Here met my praat, hier gaan goud so uit die Bybel uitkom, hier gaan engele verskyn. Het dit al met een van julle gebeur? Met my ook nie. Ek wil amper so sê, wanneer jy Bybel lees, zoom in jou lewe in. En sê, Here, hier is die goed waarmee ek besig is, ek wil sien waarmee was u besig en hierdie mense besig, en wys vir my in my daaglikse lewe, wat wil u my leer, waarin wil u my onderrig, en as jy inzoom, en jy kom net weer aarde toe, dis soos hulle sê, don't be so heavenly minded that you know earthly good. Hou net jou gedagtes hier, hy het jou 'n mens gemaak vir 'n rede, hoor, jy's nie 'n engel nie, jy's nie 'n hond nie, jy's nie 'n boom nie, jy's 'n mens. En mens wees is vir God belangrik, dis hoekom hy dit gemaak het. En ek dink ons baie mense wat amper half jou laat glo, jy moet in 'n ander dimensie geestelik wees en ander goed sien, just be a human being. En besef, God love mens wees. En in die gewone is waar hy jou iets wil wys en met jou oor wil praat. En as jy so gaan Bybel lees, dan gaan jy goed begin meer raak sien, meer sensitief wees. En dit is nie daai moments nie. Maar as jy dit sien en jy reageer daarop en sê, Here, ek sien wat u my wil leer. Ek gaan nou, as ek by die werk kom, dan gaan ek so optree.
as ek daai klein situasie van gister met my man of met my vrou, ek het nie eintlik reg opgetree nie en ons het nou al aangegaan, dit was net 'n dingetjie, maar ek besef ek moet eintlik gaan jammer sê. Dis soos vanoggend, ek kom in die sitkamer en ek sien Sky, daar lê borde en goed en dit is altyd iets wat my so irriteer, né? En ek dink by myself, ek gaan nie nou iets sê nie, vanmiddag, papi, en ek maak die deur toe. Ek wil nie hulle moet dit nou sien en vinnig regmaak nie. Ek sê vanmiddag, dan sal ons dink wat 'n straf gaan ons uitdeel hierso. En soos ek in die kombuis terugloop, kyk ek oor die kombuis. Yes, en my baadjie lê daar en Gail se goed lê daar en ek sê yes, en dis asof die Here vir my sê ja. Kyk net, just start with yourself en ek sê okay, sorry Here. Ek sal hulle nie straf vanmiddag nie. Ek sal my eie baadjie kamer toe vat en ek besef ons moet iets leer. Ons moet verander in die huis. Ons het 'n gewoonte waaraan ons moet werk en ek kan dit nou alles op hulle gaan uithaal. Maar daar's 'n issue in die huis wat ons moet uitsorteer. Dis iets dalk iets stupids nou, maar is nie so stupid as jy daaraan dink nie, want as ek in elke klein dingetjie so optree, dit gaan my verhouding met my kinders beïnvloed. Ek stel 'n wanvoorbeeld. Ek sorteer nie goed in my eie lewe uit nie. Ek haal frustrasies op hulle uit oor wat ek eintlik moet fokus op my eie lewe en met Gail en goed. So daar's so baie goed waar as ek net luister, net sensitief is vir die gees in die gewone, dan begin die Here stadig maar seker en hy kom nooit lelik nie, né? Hy kom soos 'n gentleman en hy sê kom ons kyk net gou hierso. Die eienaar, ons het 'n baie amazing CEO vir wie en saam met wie ons werk. En hy's altyd daar om te help en raad te gee en wysheid te gee met 'n gentle spirit. En as jy net sal luister, as jy my soek, ek is nie ver van jou af nie. As jy my net soek vir jou lewe, dan gaan ek jou antwoord gee. Jeremia 33 vers 3, laaste skrif, sê dit so mooi. Hy sê, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. En as ek dit lees, wat ek hoor is, daar's spesiale en unieke dinge wat die Here in jou lewe wil doen in hierdie season. Spesiale en unieke dinge. Spesiale en unieke dinge wat die Here in jou lewe wil doen in hierdie seisoen. Maar jy gaan dit nie van self ontdek nie. En dit gaan nie kom deur een groot antwoord nie. Ek dink as gevolg van die tyd waarin ons leef en hierdie goedjies, dink ek as ChatGPT, né? Laat ek gou, ek het hierdie vraag, hoe kan ek, en ek meen is, let's be honest, ek sien nie dis die duiwel nie, dis amazing tools vir baie goed in ons lewe. Ek soek 'n antwoord, soos ek gaan nou eerlik met julle wees, ek het ook nie geweet wat 'n mail nie, toe gaan ek ChatGPT, wat 'n mail? Okay, dis 'n mail. So daar's baie great goed wat ons kan doen met dit. Maar ons dink as dit by die Here kom, dan kan ons ook gou, Here sê gou vir my, wat moet ek doen, wat moet ek weet, waar moet ek gaan? En dis nie hoe dit werk nie. Ons soek hierdie resepte, hierdie vinnige kits antwoorde. En die hele wêreld is besig om weg te beweeg van om saam met die Here te journey. Die mensdom se issue is, ons wil God wees van ons eie lewe. Dis ons issue. So ons create al meer goed, dat ek in beheer kan wees, en dit werk vir baie goed, maar dit is so poison vir ons diep issue wat ons het, en dis beheer, ons wil God wees. En nou soek ons hierdie resepte, dis soos in die week, is ek op my foon en ek's op Facebook, en ek lees van die broers wat We Buy Cars begin het, Vaan en Dirk van der Walt. Ek lees, hulle het van hulle aandele verkoop, net van hulle aandele, vir 900 miljoen rand. En jy weet, dan kry jy kom sit die duiwel by jou en sê vir jou, wat doen jy verkeerd? Wat doen jy verkeerd? En jy sê, Here, wat doen ek verkeerd? Maybe moet ek net hier lees, wat is die formule, hoe dink hierdie ouens, wat is die antwoord, wat is die beginsel, wat mis ek hier, dat as ons dit net so en so doen, dan gaan ek ook suksesvol wees soos dit. Ons soek daai die hele tyd, né? Kan ek vir jou sê, die Here wil baie meer in jou lewe doen as net sukses. Baie meer. Want weet jy wat, jy kan suksesvol wees en hierdie gaan nou nie oor hulle nie, ek ken nie hulle nie, hierdie gaan oor enige iemand wat suksesvol is. Jy kan super suksesvol wees. Kom ons vat waaroor jy droom. Die Here kan jou nou 100voudig, dit wat jy graag wens, jy kon gehad het of wil hê op die oomblik, hy kan dit vir jou nou 100voudig kan jy dit gee, die Here of die duiwel. Jy kan in beroep of in geld so suksesvol wees, en jy kan hel toe gaan.
Jy kan in beroep en geld so suksesvol wees en jou huwelik is opgesmash. Of jy oor jare gaan dit veroorsaak dat jy 'n horrible verhouding met jou kinders hê. En nie net in jou verhouding met hulle nie, maar die voorbeeld en die lesse wat nie daar is nie. So dit gaan hulle huwelike en hulle ouerskap beïnvloed vir geslagte om te kom en hulle verhouding met die Here. So kan jy sien die Here wil nie net in 1 of 2 areas van jou lewe jou help om suksesvol te wees, maar 10 ander is gone. Hy gee om oor elke deel van jou lewe. Jou gesondheid is vir hom belangrik, jou huwelik is vir hom belangrik, jou kinders is vir hom belangrik, julle godsdiens is vir hom belangrik, ander mense is vir hom belangrik en jou invloed in ander mense se geloof is vir die Here belangrik. Hy gee om oor so baie goed en dit vat 'n verhouding met 'n bonatuurlike God. En vir my om regtig met 'n eenvoudige oor te luister vir daai bonatuurlike God, laat ek in die elke dag se klein dingetjies doen wat hy vir my sê en gaan waar hy sê roep my aan. Roep my aan en ek sê jou vertel van dinge wat geen mens jou kan leer nie. Wat jy nie in jou eie wysheid kan uitdink nie, wat nie 'n Van of Dirk van der Walt of Bill Gates of Elon Musk of niemand vir jou kan sê, niemand gaan vir jou kan sê wat die Here in hierdie seisoen in jou lewe wil doen nie, niemand nie. Dis soos ek altyd vir julle sê na my boodskap, ek bring jou nou 'n boodskap. Die Heilige Gees, jy moet nou na jou binnekamer toe gaan en met die Heilige Gees ontmoet, laat hy vir jou sê, wat beteken hierdie vir jou? Hoe moet jy hierdie beginsel nou in jou lewe invat en hy moet met jou praat oor, want ek ken nie jou lewe nie, ek kan nie vir jou dit sê nie. Daar's goed wat net die Here vir jou kan sê. Die vraag is, gaan jy luister en gaan jy glo dat hy met jou wil praat? Want as jy doen en as jy hom aanroep, dis sy belofte. Ek gaan met jou ontmoet en ek gaan met jou goed share wat niemand anders met jou kan share nie, spesiale, unieke dinge wat hy in jou lewe wil doen en hy wil iets in elkeen van ons se lewens doen in hierdie seisoen, familie. Mag jy dit glo? Mag jy by hom stil word? Mag jy sensitief word vir die onderrig, vir die leer, vir die leiding en dit sal so wees. En oor 'n tydperk, nie in 1 oomblik nie, oor 'n tydperk, gaan die Here jou lig, die rigting van jou lewe dalk begin verander en 6 maande van nou af as jy terugkyk. Dan gaan jy sê, vandat ek begin anders kerk toe gaan het, vandat ek begin anders Bybel lees het en anders bid het en anders opstaan in die oggend en anders werk toe gaan en die Here net in elke deel van my lewe in verwelkom en hom toelaat om die eienaar van daai deel van my lewe te wees, dit het my hele lewe verander. Ek beloof jou, dit sal jou getuienis wees. En dit is my gebed dat dit so sal wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u dankie vir die kruis. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het en dat ons weet dat ons weet. Ons kan gered word slegs op grond van u bloed. Dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Niks wat ek kan doen, kan myself red nie. Geen mens kan so goed wees nie. Almal van ons kom kort, Here. Almal van ons het sonde. Maar u sê, as jy na my toe kom, ek het die prys vir jou betaal. Dan is jy vry. Ons glo dit met ons hele hart. En ons wil vreesloos weet dat ons saak reg is met u. Hierdie ketting is los, ek is vry, ek is gered. En ek sê vir u dankie, Here Jesus. Maar Here, meer as dit weet ek ook dat ons geroep is. Saam met dit is ons geroep, u roep ons vir meer. Nie net om langs hierdie ketting stil te sit nie, maar om te lewe vir roeping. Nie net redding nie, maar roeping. En is my gebed dat elke mens in hierdie vertrek, elke mens aanlyn wat nou my stem hoor, sal besef, u het 'n plan vir elkeen van ons. U het 'n wil vir hierdie seisoen van my lewe en u wil hê ek moet dit ontdek. U wil hê ek moet dit saam met u uitleef. Maar dit gaan nie kom in die vorm van inligting nie. Dit gaan nie kom in die vorm van 'n antwoord en nou vat ek net weer beheer nie. Dit gaan kom in die dag tot dag se stil oomblikies wat ek sensitief word vir u gees. En wat ek gehoorsaam soos ek voel, u met my praat. Here, hier sit dalk mense wat nou lag vir daai foto, maar diep in hulle hart dink hulle, dis regtig ek. Ek is platgeslaan, my wind is uit, ek het nie purpose nie. Dit gaan nie goed met my nie, ek weet nie wat om te doen nie. Wat se gebed kan ek bid? Wat
Wat kan ek doen dat 'n engel aan my kan verskyn en my lewe kan kom verander? Mag elke mens hier besef. U bied ons nie 'n antwoord nie, u bied ons iets soveel beter, u bied vir ons u self. U bied vir ons verhouding. U sê daar in vers 10, u wil ons omvou met u liefde, die een wat u vertrou sal omvou word, wat ons sal in u teenwoordigheid lewe, en dis my gebed, dat mense wat hier is vandag en wat sê ek is moeg, ek weet nie meer wat se kant toe nie, Here druk hulle vas en laat hulle besef, die vraag is nie, hoe kan ek weet wat moet ek doen nie, die vraag is, hoe kan ek beheer oorgee? En mag hulle vandag beheer oorgee. Dit put ons uit wanneer ons eie God wil wees, Here. Ons kan dit nie doen nie, ons kan nie u rol vervul nie. So ons sê, kom wees die God van my lewe, kom lei my, kom gee my daai onderrig, kom leer my soos net u kan. Kom hou u oog op elke deeltjie van my lewe, en as daar iets is wat u sien, kom praat met my daaroor, en ons weet u doen dit met soveel sagmoedigheid. Dankie Heilige Gees, dat u ons lei op die manier wat u doen. Dit maak dit lekker, dit gee ons vrymoedigheid om in u teenwoordigheid in te kom, en te bid, en Bybel te lees, en te weet. U wil ons nie straf waar ons val nie, u wil ons optel, en ons leer, en ons opbou, en ons bemoedig, en ons bevestig, en ons het dit so nodig. En is my gebed dat elke persoon hier vanoggend dit sal ontvang soos hulle dit nodig het. Dankie vir u hart, dankie vir hierdie belofte. En dat ons met dit kan lewe. En mag dit altyd so wees, tot u eer, Here. Ons het u lief, ons bid dit in die naam van Jesus en ons sê saam. Amen.